Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en meneer Breitenbach. Meneer die hoofafrigter van die losvoorspelers. Hoe gaan dit? Ja, goed, dankie self. Ek het maar net gedink ek moet 'n bietjie ietsie van die Springbokke aantrek. Hulle is hom so goed deesdae nie. Hulle is so goed, hulle maak mense eintlik bang. Hulle moet seker een of ander tyd weer verloor, maar Wat bedoel jy? hulle sal seker weer maar een of ander tyd moet verloor. Ek weet die lewe gaan oor balans, maar ek dink nie mense hoef dit nou weer Nee, te doen. maar ja, dis waar, maar alles goed nie. Maar ongelukkig is hulle ondersteuningsdrag so duur. Ek moet maar net die 6 strykie dra. Dis toe mense dit laas nog kon bekostig. Gert, dis baie waar hoor. Ja, dit goed is aan duur. Nee, ek weet, ons almal stem saam met jou daar hoor. Gert, die G20 beraad vind nou plaas die naweek, maar nou kom Xi Jinping ook nie. Ja, daar's nou 5 staatshoofde wat nie kom nie. As jy kyk na Xi Jinping en dan Mexico se president, Argentinië se president kom nie. Xi gaan deur die sy premier verteenwoordig word. Dan kom Vladimir Putin kom natuurlik ook nie want hy mag nie kom nie want ons sal hom dan moet in hegtenis neem omdat hy mos die ou dingetjie teen hom het van die oorlogsmisdade die Laasbrief wat sy in hegtenisname uitgereik is deur die internasionale strafhof en dan kom die groot Donald Trump natuurlik ook nie. Daar's nou mense wat sê jy weet dis goed dat Trump nie kom nie want hy sou al die aandag afgelei van wat regtig moet gebeur en nou veral met die Epstein skandaal wat nou nog die hele tyd aangaan daar in die VS as hulle dit saam moet opbring en dan sal dit 'n totale media sirkus word. Alle mense reken weer dit is nie goed dat Trump nie hier is nie want dit wys vir ons dat ons nou soort van nie in sy geselskap hoort nie. Dis wat hy vir ons wil wys. So mense sal nou maar sien wat moet gebeur, jy weet. Die regering sê natuurlik hulle is reg om te ruk en rol. Ek sal nou vandag sien as ek gaan akkrediteer. Ek hoop nie dit van die hele dag nie, maar hulle sê hulle is reg om te ruk en rol. Alles gaan nou loop vlot. Dit lyk goed sê hulle daar by Nasrek die president sal een of ander tyd daar 'n draai gemaak om te kyk hoe lyk dinge en hy oorweeg dit nog om 'n familievergadering te hou om ons bietjie oor die G20 toe te spreek. Maar ons sal nou maar kyk, die regering sê ook die feit dat so 5 staatsmanne nie is nie iets vreemds nie. Dit gebeur gereeld. Ek weet Xi was ook nie by die BRICS-beraad in Brasilië vroeër vanjaar nie. Hy het daar ook weggebly. Putin maar het natuurlik ook nie gegaan nie omdat hulle hom dan ook sou in hegtenis moes geneem het, maar mens sal nou maar sien. Kumbutsu Ntshavheni, die minister in die presidentskap het gister gesê weet dit sal nie iets doen aan die verklaring wat na die tyd uitgereik moet word nie. Lyk my as jy 'n verklaring uitreik is net 'n nodige sufficient consensus wat is die Afrikaans nou weer daarvoor nodig om 'n verklaring te kry, maar dit lyk aan die een kant nie goed as daar nie so baie mense opdaag nie. Gert, daar was nog nie 'n rede gegee vir hoekom Xi Jinping nie gaan kom nie. Dit is maar interessant ook, ek moet sê met ons verhouding met China, hoe baie ons toelaat dat Chinese maatskappye inkom, nou ook die militêre basis, ons verhouding met BRICS, en dis 'n verhouding vir my van die buitekant wat lyk of ons baie hard werk om 'n verhouding te bou en reg te kry. So daai is my eintlik erger dat iemand soos hy nie kom nie. Ja, jy weet, ek dink die houding van Trump dryf ons al hoe meer na die Chinese toe en na die ooste toe, maar jy weet ek het gister met professor Theo Venter gepraat. Hy sê hy dink Xi kom nie omdat Trump nie kom. Hy sê want jy weet Xi gaan nou nie hier kom waar die klein hondjies is nie. Hy wil weet waar die groot honde soos Trump ook is. Dan sal hy dalk gekom het. As Trump gekom het, sou hy dalk gekom het. Dit is nou een manier om daarna te kyk. Jy weet maar ek dink nou met die oomblik wat in Amerika gebeur is dit ook maar 'n bietjie moeilik vir hom om te kom, maar uiteraard boikot Amerika nou die hele beraad. Anders as die ander lande wat dit nie boikot nie, hulle leiers kom nie net nie, jy weet. Dit gaan nogal interessant wees om te sien wat gaan nou gebeur as ons die presidentskap aan Amerika moet oorhandig en ons is saam met Amerika en Brasilië die trojka wat die G20 lei. En ons sal volgende jaar as dit in Amerika gehou word, is ons ook nog deel van die trojka. So ons het al klaar met Brittanje begin onderhandel wat die jaar na Amerika oorneem, jy weet nou maar. Ja, dit is maar lekker die mekaar speel. Maar ek lees ook ergens in 'n handboek van internasionale betrekkinge. Internasionale betrekkinge is altyd kompleks en die mekaar so. Ons nie paniek ek dink dit is nie. Okay, goed. Die wêreld is net bietjie die mekaar op die oomblik. Nie, maar is maar nog altyd die mekaar. Gert, weet jy wat is nie? Ek onthou toe ons gesê het ons gaan die land gaan die bot vir die cricket of die sokker of die wêreldrugby kampioenskappe. Dan sê mense, "Yes, ons gaan dit doen." Ek onthou toe ons gesê het ons in die Olimpiese spele probeer aanbied in 2004 dink ek, het ons gesê, "Yes." Vir die eerste keer nou, toe Jennifer in die nuus lees vanmôre dat Suid-Afrika nou daaraan dink om die Olimpiese spele weer aan te bied, 'n bot in te sit. Is die algemene reaksie deesdae nie meer yes nie. Dit is jy absoluut ernstig? Ja, mense sê ons het nie geld vir so iets nie. Maar vir die Olimpiese spele moet jy baie spesiale goedjies bou soos jy weet daai bandjie waar hulle afroei en al sulke tipe van goed.
Wel, ons het dan gesê 2036 of 2040 is nog ver in die toekoms, so ons sal maar moet sien wat gebeur dan. Maar baie mense dink dit is onnodig, dit kos te veel, baie stede wat dit al aangebied het, sukkel baie lank om die skuld terug te betaal. En die groot vraag is, kan ons so iets bekostig? Die kabinet sê nou, ons het genoeg geriewe. Ons het seker 10 teen baie goeie stadions en so aan. Jy weet maar, van die goedjies sal maar bygebou moet word. Hang ook waar jy dit hou, gaan jy dit in Durban hou, gaan jy dit in Kaapstad hou, gaan jy dit in Johannesburg hou. Jy weet, want daar's nuwe sporte betrokke by die Olympiese spele soos branderplankry. Ek meen die laaste keer moes die branderplankry ook op 'n ander plek gehou as die ander spele. So dit sal interessant wees. Ek weet nie wat dink julle nie. Dink julle dit sal 'n goeie ding wees vir die land, want 'n bietjie die Olympiese spele aan en dan daarna die Paralimpiese spele. So dis altyd maar interessant, want ek dink sport is die een ding in die land wat die mense se gemoed gewoonlik so 'n bietjie lig. Ek dink dis 'n feit as ons jy weet sport gedoen of ons het hierdie jy weet internasionale byeenkomste, voel almal in die land so 'n bietjie so half, okay, dit gaan beter. Ek wil nie hê dit moet 'n las word vir Suid-Afrikaners of belastingbetalers of dat ons baie geld spandeer wat ons nie het nie, want ek dink daar's broodnodige plekke waar in die land waar ons wel geld moet spandeer en kan spandeer. So ek dink tensy dit regtig die mense van die land kan opbou en daarna beter aflaat. En dis my moeilik om te sê, dink ek nie dis nodig om hierdie te doen nie. Ja, die vraag is, hoe gaan jy beter afwees na die spele? Ja. Wat sê jy, Pierre? Wel, as jy 'n plek soek om hokkie te speel, dan gaan dit seker makliker wees, want dan gaan meer bane wees. Maar dit is omtrent dit. Maar gaan ons die arbeidsprobleme in Suid-Afrika oplos, die werkloosheidsprobleem op 'n permanente, volhoubare manier? Ek twyfel. Ja, kyk, Olympiese spele is wel baie soos die Wêreldbeker sokkertoernooi en soos die G20, dis 'n reuse advertensie vir jou land. Ja. So jy kan nou jou land baie mooi adverteer en dan dink jy, o, daar gaan nou baie meer toeriste kom, hopelik. Ja. Jy weet, dis hoekom hulle die G20 het al 130 vergaderings is in elk van die 9 provinsies gehou, spesifiek met die oog daarop om die toerisme potensiaal uit te wys. So mense hoop nou maar sulke goed gebeur, maar op die einde van die dag, ek weet nie of dit die moeite werd is. So kom ons kyk maar waar staan ons teen 2036 of 2040. Dis nie so ver weg nie, Gert. Nee, Jennifer, dit klink vir my baie ver in die toekoms. Ek weet, as ek nou kyk hoe lank hulle vat om die pad hier voor reg te bou, dan voel ek ons kom baie tyd om as iets met bou. Miskien sal die Olympiese spele die mense aanspoor om vinniger paaie te bou. Die president het nou juist gister gesê ons infrastruktuur moet regkom en hy het gesê daar kan ook nou nie meer die konstruksie mafias kan nie meer geduld word nie. Hy het oorlog teen hulle verklaar. So kom ons kyk wat gebeur. Hy het nou oorlog teen hulle verklaar. Ja, Pierre. Pierre is nie meer beïndruk nie. Gert, dan gaan ons na die buiteland en jy het vroeër dit genoem, die Epstein-skandaal verdiep. Ja, die Epstein-skandaal verdiep nou met nog 20.000 bladsye dokumentasie wat bekend gemaak is. Nou kyk, dit is maar soos die Sonderkommissie by ons. Niemand is skuldig nog aan enigiets nie. As daar 'n e-pos oor jou rondvlieg waarin jy vermeld word, beteken nie jy is skuldig aan enigiets nie. Maar dit lyk nie goed vir Trump nie. Van die beweringe is nogal rof dat hy ure saam met iemand deurgebring het dat daar van die meisies gewerf is by daai vreemde plek waar hy bly, Mar-a-Lago of whatever. En dat Jeffrey Epstein het vir hom een keer 'n 20-jarige meisie gegee. Dit was sy meisie, toe gee hy dit vir Trump. Beweer die e-posse nou. Sure. Dan is daar natuurlik ook e-posse wat Jeffrey Epstein nou kyk na Trump se geestestoestand. Wat hy eers sê die ou is nie lekker in die kop nie, later sê hy's effen mal en al sulke tipe van goeters. Andrew, die voormalige prins in Brittanje se naam word ook genoem, en dan natuurlik ook Ghislaine Maxwell. So die goed lyk nie goed nie. Die Withuis sê nou dis 'n smeerveld tog, maar dit gaan nie weggaan nie. Dis soos Pala, dit sal nie weggaan nie. Mense die heeltyd en daar's al klaar so baie samesweringsteorieë wat die rond te doen dat Epstein nie selfmoord gepleeg het nie, maar dat hy vermoor is omdat hy te veel weet. Mense sal nou nooit hierdie goed weet nie, maar ek weet ook nie hoe jy dit ordentlik gaan ondersoek nie. Die een ding wat net weer duidelik hier uitkom, as daar eers 'n digitale voetspoor van jou is, gaan jy dit nooit uitwis nie. Nee, dit is nie. Nie dis 'n ongure storie. Dis 'n ongure storie. Daar kom elke dag nuwe goed uit, Pierre. Dit is eintlik verskriklik nie. Was regtig. Ja, dit is regtig walglik ook, jy weet, die Epstein was 'n walglike kerel geweest. Lyk dit vir my. In Japan, mense dink Japan met soveel mense dat die eiland onder druk is van die bevolking, dat die maar meer mense. Hulle sê die mense word minder in Japan en dit gee vir beere meer plek om aan te teel in Japan en nou is dit 'n enorme probleem. Dis 'n enorme probleem. Die goed lyk so mooi en cuddly nie, maar hulle het al 13 mense doodgemaak hierdie jaar. Ja, sedert April. So dis eintlik minder as 'n jaar. En nou daar's baie streng vuurwapenwetgewing in Japan, maar nou het polisie die reg gekry om beere te skiet want lyk my hulle is so gevaarlik. Jy weet dis waar wat jy sê, hulle die bevolking word al hoe minder nou.
is daar meer plek vir die beere en lyk my ook die akkerbome wat hulle of die akkers wat hulle eet, daar's nie vanjaar so baie nie, so hulle kos is ook min. Nou soek hulle kos by huise, daar's al baie kere wat die beere by die huise ingaan en blykbaar op soek is na kos, maar dit lyk my is nogal taamlik gevaarlike dier. Gert, 13 mense dood. Hoe dan staan dit? Sedert April. 13 mense in verskeie dele van die land. Hulle sê veral die noordelike dele loop deur, jy weet, en daar was ons 'n keer wat die een lughawe se aanloopbaan ook toegemaak is en al die beere daar op die aanloopbaan. Ja, en dit is interessant dat hulle praat nie van die feit dat die beere net in hulle natuurlike habitat is en die mense in dit in beweeg nie. Hulle praat van die beere wat eintlik uitkom na die mense toe. En ek dink dis die verskil in die saak. Ja, want gewoonlik is dit die mens wat die dier verdryf uit sy habitat uit. Hier is dit al die teenoorgestelde, ja. Dis baie interessant. Gert, dan Crocs, wat kon boom klim? Goeie aarde mens, dink nou Australië is deesdae gevaarlik, maar lyk my hy was in die ou dae baie gevaarliker want daar was glo krokodille wat in die boom kon opklim en dan mense van bo af kon aanval. 'n boomkrokodil. 'n boomkrokodil, ja, ek verstaan nie mooi hoe daai groot ding teen 'n boom kon opgeklim het nie, maar hulle het baie miljoene jare gelede geleef. Maar nou ja, soos die een professor sê, dit is 'n bizarre idee as jy daaraan dink, nee, hier klim die krokodil in die boom op en dan wag hy vir jou dan. Kyk nee, ag nee. Ja, nee. Dan blyk by eerder in Suid-Afrika vir niks gebeur. Maar dit is baie lank jare terug toe Australië nog deel van Asië was en vas was aan Asië en ek weet nie wat alles nie. Ja, maar voor die vorige verkiesing. Ja. Oh, die ou krokodilletjie, ja, dit is ja. Nee, dit is nogal ietsie nie. Dit is fascinerend hoe paleontoloë en argeoloë sulke goeders kan uitwerk. Ja, ek verstaan ook nie altyd hoe hulle sulke goed kan uitwerk nie. Per, maar ons het nou net weer gepraat oor die nuwe bytjie wat daar in Australië ontdek is. Die Devilbee, ja. Ja, hulle ontdek gereeld goedjies daar want ons vroeër jaar ook een of 'n vreemde spinnekop daar ontdek en daar's almal kyk, Australië is vol goed, hoor. Dis vol goed, ja. So die woord sê spinnekop. Hulle kort net 'n bietjie rugby spelers deesdae, maar verder is hulle alright wat allerlei giftige goed betref. Kom ons praat 'n bietjie oor kyk baie ons in Suid-Afrika commute ons nogal. Ons ry werk toe vir 'n rukkie. Kyk as jy in die Kaap bly of jy is hier tussen Pretoria en Gauteng, dan verstaan jy van 'n lank werk toe ry. Ja, lank werk toe ry, ja, dit hang nog af hoe lyk die ou snelweg hier vanoggend weer. Maar lyk my in Marokko is dit maklik, daar ry jy net 48 minute. 48 minute gemiddeld. 48 minute is die gemiddelde tyd. In Suid-Korea is dit nogal rof. Daar lyk dit my is dit oor 'n uur in Amerika is die gemiddelde tyd lyk my 1.35 uur 1.27 1 uur en 27 minute in Brittanje, so dit is nogal taamlik rof. Mens kan seker daar op die kaartjie druk daar by Suid-Afrika en kyk hoe dit daar lyk. Ja. Maar dit is vir my ook interessant, 'n klein landjie soos Luxemburg is die reistyd ook baie lank. Jy weet, ja, ek verstaan dit nie. Maar as dit nie mense daar stap nie. Kyk, Europeërs is mos kens, hulle loop mos oral. Daar's die openbare vervoer ook natuurlik verniet, jy weet, so jy kan maar ek meen as jy nou 'n bus vat en jy moet dan op 'n trein klim en jy moet dan op dit klim, dit vat seker maar 'n tydjie. En as daar is 'n landjie klein is en almal klim in hulle voertuie en ry, jy weet, dit is nogal taamlik rof. Gert, voor ons by hierdie paai kom, wil ek net eers sê in Gauteng het ons nou die goudtrein wat veronderstel is om ons commuting tyd te verminder, maar ek het agtergekom dit vat my 1 uur en 29 minute van my huis af Johannesburg toe om te gaan werk. Daar was ek my kar ry vat dit my 50 minute. So, want kyk ons nog steeds nie 'n ten volle geïntegreerde publieke vervoerstelsel. Nee, ons het nie Peer, want jy moet nog steeds in jou kar klim, dan moet jy na die goudtreinstasie toe ry, jy moet gaan parkeer, dan kry jy 'n bus en dan stasie toe met die bus en dan op die trein. Dis 'n groot beslommernis. Anders as in Europese stede waar jy stasie toe kan stap en jy klim op die trein en jy's weg, jy weet ek. Dis nogal interessant om te sien van die ander tye wat min reistyd het is Algerië, Mexico, Indië. Mens sou gedog het Indië, maar daar's 'n geweldige treinstelsel. En hulle het al hierdie en die verkeer daar's totaal chaoties. Ja, maar die treinstelsel, die meeste mense loop of ry fiets in die speed, dit help ook nogal. Hierdie pie chart soos jy Engels sê. Hierdie is obviously dan van iemand wat in die eerste wêreld bly, want hier is 9 ure se slaap eers. Ja, 9 ure se slaap, dit is nogal baie leaks. Hier werk niemand wat hier werk se slaap kry so nie. 9 ure slaap. Al was jy nou dink party mense slaap by die werk, maar ja, gewoonlik. En hier by ons is ook baie mense wat nog steeds ver van hulle werkplekke afbly, jy weet, veral die ruimtelike apartheid waarvan hulle praat, wat mense so ver uit die stede is en hulle bestee omtrent 40% van hulle inkomste aan reis. En dit vat ook lank vir hulle om te reis, jy weet. So, maar ek dink ons kort 'n oordentlike openbare vervoerstelsel, ons sukkel daarmee, want ons treinstelsel is baie gebrekkig. Jy weet, die goudtrein help nou 'n bietjie, maar ons busstelsel behoort ook beter te wees.
En ja, en jy weet, maar gewoonlik bly ons ook maar taamlik ver van die werk af as jy van die voorstede af stede toe moet ry. Ek dink dis baie keer in Amerika ook 'n probleem en baie mense hier ry nou maar met hulle eie vervoer omdat daar nie daar's nie ander opsies. Ander opsies is nie en dit maak die paaie voller. Ja, maar ek gaan wel sê as jy Suid-Afrikaner is en jy sit in die verkeer vir 'n uur tot 'n uur en 'n half, jy is nie alleen nie. Dit is eintlik maar die gemiddelde tyd reg oor die wêreld in baie van die stede. Ja. Dit is hoe lank mense heen en weer ry. En neem ook in ag dat jy nagenoeg omtrent net 5% van die wêreld se bevolking het 'n huis en 'n kar. So tel maar jou seën. Ja, in Kaapstad dink jy nou as jy daar ry in die spitstyd dan dink jy al die land se karre is daar op een slag. Ja. Want dit is nogal taamlik rof, maar dit is die mees ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord in die congested stad in Suid-Afrika, jy weet, want die see daar teen die berg, so jy het nie so baie roetes nie. Hier by ons is dit dan bietjie makliker. Absoluut. En ek sien ons maak nou die paaie reg vir die G20, so ons gaan lekker ry. Jy sien dan nou. Maar jy mag nie op hulle ry die naweekie want hulle ry op hulle. Ja, hulle toets hulle nie die naweek, Peer. Hulle toets hoe gaan dit werk, al die paaie wat hulle toemaak. Sy. Gert, ons kan nie wag vir om volgende week vir ons te sê hoe die hele beraad was en of jy akkreditasie toe gekry het en dit gaan net nie. Ek hoop ek kry dit voor volgende week telefoon. Maar baie dankie vir die saamgesels. Dit is 'n groot plesier. Dit is Gert van Westhuizen, bly Nederwes. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.